Lang terug het die kerk 'n klomp reëls gehad wat mense streng moes nakom. En dit het ontstaan tot 'n grappie wat ons soms nog vandag hoor wanneer iemand vir ons vra, "In watter kerk is jy dan?" Vra hulle kort daarna vir ons, "Is jy deel van die wat darm nou al mag dans?" Daardie reëls wat die kerk gehad het om 'n bietjie streng 'n hand te hou oor die mense. Wanneer ons daar lees in Johannes 14 van vers 15 tot 26, lees ons van hierdie verhouding wat daar bestaan tussen die drie enige God. 'n Verhouding wat daar bestaan tussen God en Jesus, tussen God en die Heilige Gees, tussen die Heilige Gees en God en die Heilige Gees en Jesus, Jesus en die Heilige Gees, Jesus en God. Daardie verhouding wat tussen hulle al drie is. Maar dis 'n verhouding waar die een nie wegbeweeg van die ander een nie. Dis 'n verhouding waar daar oral die heeltyd geleef word. En iets van hierdie innerlike lewe van hierdie drie persone, van hierdie drie enige God, is liefde. Liefde wat uitgeleef word van die een na die ander. Maar terselfdertyd is hierdie drie op elke oomblik oral sigbaar en teenwoordig. En in daardie ruimtes rondom hulle, skep hulle daardie oomblikke waar hierdie verhoudings uitgeleef word, aan mekaar, maar dan ook aan die skepping. Die skepping wat baie meer insluit net as ons mense. Die skepping wat die natuur insluit, die diere, die dag en die nag, soveel meer dit alles wat God op daardie eerste dag geskep het. Alles wat God geskep het daar in die Genesis verhaal, wat ingesluit word by hierdie ruimtes rondom die drie enige God, wat besig is en waarin God dan in 'n verhouding staan, waar daardie liefde uitgeleef word. Ons glo, ons bely en ons sê dat God oral teenwoordig is, dat daar nie 'n plek is waar jy kan wees waar God nie is nie. Met ander woorde, God is reeds daar. Dan is daar die liefde van God ook reeds daar. En dit is vir ons daardie geleentheid om daar waar ons onsself bevind, deel te neem aan hierdie liefde. Want daardie liefde word daar reeds aan ons uitgeleef en ons gee dit dan terug aan God. Wanneer ons sê ons die liefde nie ervaar nie, dan gee ons dit nie terug nie. Soms bevind ons in 'n oomblik 'n situasie wat vir ons sleg is, wat vir ons traumaties is, wat vir ons 'n naalbyt oomblik is, wat ons nie regtig weet of ek God se liefde ervaar of nie. Wat ek ook nie regtig weet, kan ek nou God se liefde uitleef of nie? Waar ek dalk ongemaklik voel. Maar dit is juis in daardie oomblikke waar God reeds is, want dit is wat ons sê en dis wat ons glo en dis wat ons bely. Hierdie teksgedeelte, Johannes 14 vers 15 tot 26, sê dit vir ons so mooi. God se liefde word uitgeleef, reeds daar ook. En daar ervaar jy dit. Hierdie verhouding van die drie enige God word beskryf deur 'n dans, die dans van die Here. Van die oggend tot die aand, elke oomblik, alles wat gebeur, is die Here besig om te dans. En in hierdie dans is God besig om die leiding te neem. So jy hoef nie te weet hoe om te dans nie. Ons drie enige God neem die leiding en jy dans net saam. Want jy leef ook in verhouding met hierdie drie enige God. Daardie ruimtes rondom God waar jy hierdie liefde ervaar. Dis juist daar waar jy besig is om saam te dans. Trek aan jou dansskoene en dans saam. Daar waar jy is, want God is reeds daar, ervaar daar die liefde van God en gee dit terug aan God. Maar leef dit ook verder uit aan iemand anders. Aan hierdie skepping, aan hierdie wêreld, wat daardie liefde van die drie enige God juis moet ervaar. Die bron van hierdie drie enige God, die innerlike lewe van hierdie drie enige God, is liefde. En ons ervaar dit deur saam te dans. Kom ons gaan leef dit verder uit en dans verder saam.